Goeiemôre aan al die luisteraars. Voor ons na die woord toe gaan wat die Here op my hart gelê het, kom ons sê vir die Here dankie vir die reën wat hier in ons dorp geval het en dan ook in die res van Suid-Afrika. Here, baie dankie vir die reën wat U vir ons gestuur het, want baie mense het uitgeroep en gebid en waarlik, Here, U is 'n God wat antwoord. Maar ons wil vanmôre dan bid vir die plekke in ons land wat nog droog is, waar die diere nog versmag van die dors en wat daar nog behoefte is aan reën voor die planttyd moet kom, Here, voordat die saad in die grond gesit word. Vader, saam met al die luisteraars, vra ons nou in Jesus naam, Here, dat U die reën sal laat aanhou val, totdat die droogte oor ons hele land gebreek is. En ons sê vir U dankie, dat U die smekinge van ons harte hoor, en dat U die God is, wat antwoord. Dankie, Here. Amen. Ek praat vanmôre oor die vuur van God, wat in ons binneste brandend moet bly. En as ek dink aan brandende harte, dan dink ek aan die Emmausgangers. Kom ons kyk na Lukas 24. En hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat voorgeval het. En terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam. Maar hulle oë is weerhou, sodat hulle hom nie kon herken nie. En hy sê vir hulle, watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel? En waarom is julle bedroef? Op almal se lippe was die kruisiging en die opstanding van Jesus, en dis ook waaroor die Emmausgangers gepraat het. En Jesus het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. Daarop kom hulle naby die dorp Emmaus, waarheen hulle op reis was, en hy het gemaak of hy verder wou gaan, maar hulle het by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag het gedaal, en hy het ingegaan en by hulle gebly. En toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en dank, en hy breek dit en gee dit aan hulle. Toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken. En hy het uit hulle gesig verdwyn, en hulle sê vir mekaar, was ons harte nie brandend in ons, toe hy met ons op die pad gepraat, en vir ons die skrifte uitgelê het nie. Geliefde, wanneer Jesus die brood breek, is hulle oë geopen en het hulle hom herken. Jesus het die hele tyd die geestelike brood gebreek en met hulle gedeel, deur die skrifte vir hulle uit te lê van sy lewe wat hy op aarde gelei het. Was ons harte nie brandend in ons toe hy met ons op die pad gepraat het en vir ons die skrifte uitgelê het nie? Deur die geopenbaarde woord van God wat tot ons harte spreek, gaan ons geestelike oë oop om hom te erken en ons harte brandend te hou. Die menslike hart is soos 'n oond en die Heilige Gees is die vuur wat in ons harte moet brand. Deur die woord wat daagliks aan ons deur die Heilige Gees geopenbaar word. Wanneer dit dan gebeur, word ons harte aan die brand gehou. Die vuur van die Heilige Gees moet hoog in u en in my harte brand en nooit uitgeblus word nie. Levitikus 6 sê die volgende, vuur moet gedurig deur op die altaar aan die brand gehou word, en so moet die vuur van God se Gees deur sy woord gedurig deur in my en in u hart brand. Jeremia 23 sê die volgende, is my woord nie soos 'n vuur, spreek die Here, en soos 'n hamer wat 'n rots vermorsel nie? Die woord en die Gees van God werk dan saam om ons harte brandend te hou. Luister wat 'n wonderlike uitwerking het die woord van God nog op ons. Jeremia 15:16 wat ek al vir u voorgehou het. Toe u ons woorde gevind het. Toe ons u woorde gevind het, het ons hulle opgeëet, en die woord was vir ons vreugde en vrolikheid vir ons hart, want u naam is oor ons uitgeroep, Here ons God.
Matteus 3:11 sê Johannes die volgende oor Jesus Christus. Ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur, en sy skop is in sy hand, en hy sal sy dorsvloer deeglik skoon maak. Dis een van die werk van die Heilige Gees. Vuur is om ons skoon te maak. Die woord van die Here en die Gees van God werk dus saam om ons harte brandend te hou vir die Here. Jesus, die woord van God, wat lewende geword het. Die woord het vlees geword, saam met die Heilige Gees, wat die Vader uitgestort het op die aarde, werk kragtig saam om ons brandend te hou. Die belofte van die uitstorting van die Heilige Gees in Joël 2 kom dan in vervulling in Handelinge 2 met die Pinksterfees het daar geluid soos 'n geweldige rukwind gekom en die hele huis gevul waar hulle gesit is. Toe is deur hulle tonge van vuur gesien en die tonge het verdeel en op elkeen gaan sit en hulle is almal vervul met die Heilige Gees. Die tekens wat met die Heilige Gees se koms dus gepaard gegaan het, word hier beskryf en dis dan baie duidelik hoe hy op aarde uitgestort is. Die eerste teken was 'n geluid soos 'n geweldige rukwind en die geluid het die hele plek gevul waar hulle bymekaar was. In die Bybel is wind meer as een keer 'n teken van die Here se teenwoordigheid dat God opgedaag het. Soos in die paradys toe die Here met Adam en Eva in die aandwindjie gewandel het. In 1 Konings 19 kom die Here in 'n gesagte gesuis van 'n sagte koelte, kom die stem van die Here tot Elia en die Here vra vir hom, "Wat maak jy hier, Elia?" Die tweede teken van die uitstorting van die Heilige Gees was die tonge soos van vuur, is ook dan 'n simbool van God se teenwoordigheid. Hoe sien ons duidelik waar die vuur van God werk? Beter as in Eksodus 3 oor die roeping en die lewe van Moses. Moses is op 'n dinamiese en sigbare wyse bekend gestel aan die Here deur sy Gees, toe die Here deur 'n brandende braambos met hom gepraat het. Sy nuuskierigheid dryf hom nader en 'n engel van die Here verskyn aan Moses in die vuurvlam. God roep na hom en sê, "Moses, Moses," en hy sê, "Moenie nader kom nie, trek die skoene van jou voete op af, want die plek waarop jy staan is heilige grond." Na hierdie vuurondervinding was Moses se roeping baie duidelik. Hierna het die Here sy teenwoordigheid tasbaar met vuur bekend gemaak. Ek vergelyk dit met die vuur op ons hartsaltare. As die Heilige Gees vuur brand, ken ek en u ons plek in die Here en dan ook ons roeping waarmee die Here ons geroep het. God was dan deur vuur Moses lei die volk uit Egipte en God se teenwoordigheid was sigbaar deur die wolkkolom bedags wat hulle op die pad gelei het en dan snags die vuurkolom wat ook hulle pad verlig het en natuurlik vir hulle hitte gegee het in die koue woestynnagte. God het ook hulle vyande terniet gemaak. Die skrif sê, "Weet dan vandag dat die Here, julle God, die een is wat voor julle uittrek soos 'n verterende vuur. Hy sal hulle vyande vernietig en hulle voor julle neerwerp, sodat hulle onderwerp, sodat julle gou hulle kan verdrywe en tot niet kan maak, soos die Here julle God julle beloof het." Is dit nie mooi om te sien dat God maak hom bekend deur vuur in sy volk se midde in die tyd van Moses nie, maar ons sien dit ook in Elia se lewe. God antwoord ook Elia se gebed met vuur. Soos toe Elia die bose Baal-profete uitgedaag het in 1 Konings 18. En op die tyd dat hulle die spysoffer bring, het die profeet Elia nader gekom en gesê, "Here, God van Abraham, Isak en Israel,
Laat dit vandag bekend word, dat U God in Israel is, en ek die knegt is, en dat ek al hierdie dinge op U woord gedoen het. Hy het ook geluister na die woord van die Here, en hy was dan gehoorsaam aan die woord van God. Dan sê hy, antwoord my Here, antwoord my, sodat hierdie volk kan erken dat U Here God is, en dat U hulle harte tot U wil laat terugkeer. Daarop het die vuur van die Here neergeval, en die brandoffer, en die hout, en die klippe, en die stof verteer. Ja, die water wat in die sloot was, is opgelek. Wat was die uitwerking van God se teenwoordigheid deur vuur op die volk Israel? En toe die hele volk dit sien, het hulle op hulle aangesigte geval en gesê, die Here, hy is God. Die Here, hy is God. Elia se ondervinding met die Baal-profete op die berg Karmel is dan vir ons 'n baie goeie voorbeeld van die openbaarmaking van God se teenwoordigheid toe hy opdaag en homself aan die volk Israel openbaar deur vuur wat alles verteer het. Niks, maar niks het oorgebly nie, want die Here God is 'n verterende vuur, sê sy woord. So ons sien, met die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag, was daar 'n magtige wind, en daar was tonge van vuur. En, kom ek lees vir u die stukkie, toe is deur hulle tonge gesien, soos van vuur. Kom ons fokus nou op die tonge, wat hulle self verdeel en op elkeen gaan sit het. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees. Dit bring ons by een van die redes, waarom ons as kinders van die Here die vervulling met die Heilige Gees nodig het. Deur die woord van die Here wederbaar hy ons. Die woord sê, hy het ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. Maar die Gees van God vervul ons met alles wat nodig is om 'n godsvrugtige lewe hier op aarde te lei. Die tonge van vuur wat verdeel het en op elkeen gaan sit het, spreek van die Heilige Gees wat ons tonge wil aanraak, sodat ek en u getuies vir God kan wees, waarheen ons ook al mag gaan en waarheen hy ons stuur. Die tonge van vuur het ook op elkeen gaan sit. Die Here, geliefde kind van God, is nie 'n aannemer van 'n persoon nie. Die vervulling met die Heilige Gees is vir elkeen wat God soek om in sy heerlikheid hier op aarde te wandel. Jesaja is vir ons 'n goeie voorbeeld wanneer hy uitroep en sê, wee my, ek's verlore, want ek is 'n man onrein van lippe, maar een van die seeraars het na my toe gevlieg met 'n glooiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het en my mond daarmee aangeraak en gesê het, kyk, dit het jou lippe aangeraak. Jou skuld is weg en jou sondes is versoen. Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur? En wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, Jesaja, hier is ek, Here, stuur my. Hierdie verhaal van Jesaja vind u in Jesaja 6 vanaf vers 6. Wanneer jy dan deur die Heilige Gees vuur van God gedoop word, soos Jesus beloof het om te doen deur Johannes, sal jy 'n getuie wees en die skoene van bereidheid aan hê, wat natuurlik deel is van ons wapenrusting, om die evangelie te verkondig. Onthou, geliefde, die oes is groot op die lande en die arbeiders min. Die Here wag net vir u en vir my om te sê, hier is ons Here, stuur ons. As jy dan deur die woord van die Here gewederbaar is en deur die Gees van God vervul is, dan is jy 'n arbeider in die oes, waarheen jy ook al mag heen gaan. Kom ons kyk na 'n voorbeeld wat ons sal lei in hierdie saak. Handelinge 6:8 sien ons dat Stefanus, vol van die geloof en krag, het hy groot wonders en tekens onder
die volk gedoen. En onthou, Markus 16 is ook van ons op toepassing, dat ek en u aan die Here gehoorsaam moet wees, om dan ook uit te gaan en die woord van die Here oral te spreek, waar ons ook al kom, en wat ook al die Heilige Gees deur ons wil doen. Is dit 'n woord van insig wat hy wil gee, 'n woord van profesie om te spreek in mense se lewens? Moet jy dalk vir 'n sieke die hande oplê en bid? Is daar gevangenisse waarvoor daar vrylating uitgeroep moet word? Dit is ook dan ons missie, waardeur die Here Jesus ons geroep het. Maar kom ons kyk ook na Paulus se lewe as 'n voorbeeld. Paulus se lewe spreek van die vuur van God wat aanhoudend in hom gebrand het. Filippense 1:22 sê, hy verklaar hier, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid. En wat ek sal kies, weet ek nie. Onthou, ons bid dan tot die Here en ons vra die Here dat hy ons sal vul met die kennis van sy wil in alle wysheid en geestelike insig, sodat ons waardiglik voor die Here mag wandel, om aan hom in alles te behaag, sodat ons in die kennis van God mag groei en in elke goeie werk vrug mag dra en deur alle krag bekragtig word, sodat ons instrumente in sy hand kan wees. Ook Jeremia sê die volgende, vers 7, luister mooi na hierdie skrif. Here, u het my oorgehaal en ek het my laat oorhaal. U was te sterk vir my en het oorwin, want elke keer as ek spreek, moet ek dit uitskree, moet ek roep geweld en verdrukking. Onthou, dis die woord wat hy daai tyd van die Here gekry het, om in die volk Israel se harte te spreek. Omdat die woord van die Here vir my 'n smaad en 'n spot geword het, die hele dag. So, die volk het hom gespot en hulle het hom verwerp oor die woord wat hy van die Here ontvang het, en u kan self sy verhaal gaan lees. En dan sê hy, en as ek sê, ek sal aan hom, dis die Here, nie dink nie, en in sy naam nie meer spreek nie, dan word dit in my hart soos 'n brandende vuur, opgesluit in my gebeente, en ek het my moeg gemaak om dit te hou. Ek kon nie. Hy kon dit net nie meer uithou nie. Hy moes die woord uitroep wat die Here deur hom wou spreek. Die woord dan, wat Jeremia moes uitdra, het vir hom smaad en spot gebring, soos ek gesê het, maar nogtans kon hy nie swyg nie, want die woord was soos 'n brandende vuur, wat opgesluit was in sy gebeente, en in sy binneste, en hy moes dit net spreek. Vrugbare arbeid in die koninkryk van God word veroorsaak deur die vuur van die Heilige Gees wat in ons harte brand. Kom ons kyk vinnig na die 10 maagde in Matteus 25. En die wat dwaas was, sê vir die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Want ons lampe gaan uit. Hoeveel Christene se lampe is besig om uit te gaan, omdat hulle nie genoeg tyd in die woord van die Here spandeer nie. Sonder die geopenbaarde woord van God, sal daar nie genoeg olie vir jou wees nie. Geliefde kind van die Here, dis nou die tyd en die aangename tyd van die Here, waarin ons moet sorg dra, dat daar genoeg olie in ons lampe is, en ekstra olie in ons kanne ook, sodat ons nie net rokende lamppunte sal wees nie. God sal nie 'n rokende lamppunt uitblus nie, maar onthou, daar sal 'n tyd kom, wanneer jy ligbrood nodig gaan hê, om jou in hierdie duisternis in hierdie wêreld te lei, en dan kan jy nie bekostig om 'n rokende lampe te wees en te sukkel om in die lig van God te wandel wat sy woord is nie, net omdat jy nie genoeg olie in jou kan het nie. Die verstandiges het die woord van God deur die Heilige Gees geopenbaar verstaan. Hulle was dus verstandig. Daarom het hulle olie in hulle lampe en ook
in hulle kanne gehad. Lukas 24 sê, toe open Jesus die disippels se verstand om die skrifte te verstaan. Kom ons bid vanmôre dat die Here God deur sy Gees vir ons verligte oë van ons verstand sal gee om sy woord deur sy Gees geopenbaar te verstaan. Die Gees van God wil elke dag vir jou brood breek, net soos Jesus die brood gebreek het toe hy met die Emmausgangers gepraat het. Johannes 6:63 sê ook die volgende: dit is die Gees wat lewendig maak. Die vlees is van geen nut nie, maar die woorde wat ek tot julle spreek is gees en dis lewe. Ons het die lewe van Christus deur sy woord in ons harte nodig, sodat ons elke dag die oorwinningslewe kan lei waartoe hy ons geroep het. Die Gees van God maak die woord van God 'n brandende vuur in ons binneste, wat niemand kan uitblus nie. Onthou die Emmausgangers. 1 Tessalonisense 5 sê die volgende: blus hierdie Gees in jou hart nie uit nie. Ons moet onder geen omstandighede die Gees van God in ons lewe uitblus deur hom te bedroef nie. Onthou wat het Dawid uitgeroep in Psalm 51: verwerp my nie van die aangesig en neem u Gees van my nie weg nie. Onthou, ons as kinders van die Here, ons weet as ons in sy woord bly en hy in ons en ons leef deur sy woord en is gehoorsaam aan sy woord, sal hy ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Ons hoef dit nie te vrees nie, want hy is met ons. Die vuur wat die lewende God in jou aansteek deur sy woord, sal nooit ophou brand nie. Jy sal 'n lamp en 'n vlam wees in hierdie wêreld, lig op 'n berg wat nooit uitgedoof kan word nie. Jesaja 59 sê die volgende: wat my aangaan, dit is my verbond met julle, sê die Here. My Gees wat op julle is en my woorde wat ek in julle mond lê, sal uit jou mond nie wyk nie. En luister, ook nie uit die mond van jou kroos en ook nie uit die mond van die kroos van jou kroos, sê die Here, van nou af tot in ewigheid. Is dit nie 'n wonderlike belofte, dat as ons aan die woorde van God vashou, daarin leef en dit spreek tydig en ontydig, dan sal dit nie van ons wyk nie, en ook nie van ons kroos se kroos tot in alle ewigheid nie. Luister mooi na die volgende woorde waarmee ek afsluit. Dit is die kwaliteit en die wese van die Heilige Gees, in teenstelling met al die vure van hierdie wêreld wat geblus kan word. Die vuur van die Heilige Gees kan niemand doodtrap of uitblus in jou lewe ook nie. Ook wanneer ons moeg word in hierdie lewe, kry ons nuwe krag. In die wedergebore kinders van God is daar 'n passie geplant wat nie afkomstig is van enige mens of 'n menslike leerstelling nie. In ons harte brand 'n vuur. Dis die vuur van die Heilige Gees. In ons harte moet harte moet ook brand vir die Here Jesus Christus deur ons liefde. God sal ook elke dag aan ons nuwe moed en krag gee, want hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Die jonges word moed en mat en die jong manne struikel self, maar die wat op die woord van die Here wag, kry nuwe krag. Ons vaar op met vleuels soos arende. Ons hardloop, geliefde, en word nie moeg. Ons wandel en word nie mat nie. Die Hebreërskrywer sê, ons is nie van die wat terugdeins en verlore gaan nie. Nee, ons glo en ons sal lewe. In ons brand daar 'n onuitblusbare vuur, wat in ons woon deur ons sterflike gees, en ons wat in God bly glo, sal 'n ewige lewe saam met Christus vir altyd lewe. Ons harte moet dus gedurig brandend wees, vol liefde en passie vir die Here en ons medewerkers, en ons moet ook medewerkers van God wees. Kom ons bid saam.
Here, ons kan nie sonder die vuur van die Heilige Gees bruikbare instrumente in die hand wees nie. Ons wil dan vandag vra dat U in ons die vuur sal laat hoog brand, dat ons 'n passie sal hê vir U wil en plan in ons lewe, 'n passie om ons medemens te dien, 'n passie, Here, om instrumente in die hande te wees. Maar dankie, Here, vir die woord, wat die krag van God is, wat vanmôre in ons werk om U wil te doen, en gee ons ook die krag, Here, om elke dag in die woord te lewe, dat ons monde gevul sal wees met U woord, sodat ons lewe kan spreek, waarheen ons ook al mag gaan, in Jesus naam. Amen.